my pad. Maar nee, ja, hy moet nou maar hier staan. Ek hoor hier's mense wat van ver af gekom het, soos Meyerton, en hier's mense wat gekom het vanaf kampterreine af. Hier's mense wat ver gery het vir families. Baie, baie welkom aan julle. Ek weet nie van jou nie, maar ek is presies opgewonde vanoggend. En ek het my pille gedrink, so ek weet nie wat's fout nie. So, jy moet my nou maar vat as jy my kry. Dis donderdagoggend, miskien is ek so donderdag. Maar dis Kersfees. Ons is hier. En ek weet jy sit daar en jy wonder, wat soek hierdie kersboom hier? En wat soek die babietjie daar? Bly net wakker vir 25 minute dan sal jy verstaan. So ek welkom jou vanoggend by ons gemeente. Dis vir ons 'n groot voorreg. Hoekom het ek rooi aan? Dis 'n Kersgeskenk. Ja, dis 'n Kersgeskenk. Want ek dra altyd dieselfde kleur, blou. Dis 'n bietjie ander kleur aantrek vir 'n Sê weer? Lyk dit goed, dankie, ek waardeer dit. Kyk hoe lyk daai rooi familie daar agter. So ja, maar julle baie welkom. En my hart vanoggend is, dat jy nie aan goeders vaskyk nie, maar God sal sien. Dit is die belangrike ding. Maar dis 25 Desember, die wêreld het gaan stil staan, en al wat ons sien is bling bling, is ek reg? Hulle begin al November met hulle wêreldse planne, want alles moet mooi lyk, en dis hou daarvan. TV-programme verander. Ewe skielik is dit net Kersstorieetjies wat jy kry, en daar's net sneeu in elke storie. Kyk maar mooi, sneeu sal daar wees in enige TV-program of fliek, maar alles verander. En skielik is alles groen en rooi en wit. Dit duik net so op. As jy in 'n mall stap, dan sien jy dit. En mense ry honderde kilometer. Wie het familie wat ver gery het om by julle te kom kuier? Nee, dan bly almal in Vanderbijl. Ons het daar 'n familie wat van ver gekom het. Maar mense ry honderde kilometer. Party ander mense vlieg self so ver, maar ons het by families uitkom. Besighede maak toe, want dis Kersfees. Maar die meeste van hulle weet nie waaroor gaan dit nie. Maar mense is gasvry, en vandag weet ek, daar's planne vir vandag, daar gaan geëet word. Daar's groot planne, ons familie ook. En daar word spesiale dinge gedoen, en die arme gasvrou, sy werk haar dood, is ek reg. Partykeer is sy nie hier nie, want sy is nou al van vroeg vanoggend af besig om dinge reg te kry. Of sy sit hierso, maar sy is die hele tyd bekommerd oor dit wat in die oond is, laat dit net nie brand nie. Maar dis wat ons is vanoggend. En van ons hou ou Kersaand, en dan word daar geskenke uitgedeel, en van ons het verskillende familietradisietjies wat ons doen, wat goed is. Elkeen doen iets op sy eie manier, soos wat hy daarvan hou. En die hele wêreld neem deel aan Kersfees. Maar hulle weet nie waaroor gaan dit nie. En dis waaroor vanoggend gaan. En dit gaan nie oor veroordeel nie, want ek wil hê jy moet vanoggend jou fokus afhaal van sekere goed en jou fokus skuif na iets anders toe. En dis waaroor ons gaan praat. En min mense besef nog, dit is 'n Christusfees. Nou is daar nuwe name en die mense gebruik allerlei vreemde goeders. Maar daar's meer en meer verwarring by mense oor Kersfees as wat daar nog ooit was. En sosiale media maak mense bang. En dan is daar teorieë oor dit en teorieë oor dat. En daar's baie geleerde mense, slimmer as wat ek is, verseker. En mense vier Kersfees want dis 'n kommersiële ding. Wanneer was dit? Vroeër die week sit ek daar in die kar saam met een van die kinders by 'n sekere plek waar daar baie winkels is, en ek sit en ek sien hierdie trollies met hierdie mense en alles is hierdie rooi en groen toegedraaide bokse vol goeders met 'n ou strikkie op. En ek dink by myself, hierdie arme mense is die heeltyd besig, want ons moet 'n laaste minuut 'n persent koop en baie weet nie eers hoekom nie. En dis kommerwekkend. En wat kry jy in Januarie? Waar gaan jy heen om iets te gaan koop? Nou, pawnshop toe, kom ons praat reguit met mekaar. Die ding is nog in dieselfde boks waar hy was met sy strokie. Net vir helfte van die prys, oor lag die mense daar agter, hulle weet waarvan ek praat. Boetie se fiets word teruggegee. Dis 'n hartseer ding, want dis wat die wêreld op hierdie stadium het. Ek wil na een van die debatte kyk, want dis iets wat mense vir my baie gevra het, regtig oor en oor. En die debat gaan oor die Kersboom en die geskenke.
Jy sal dit nie sommer gou weer sien op hierdie verhoog nie. Maar mense het vrae hieroor. En ek dink dit is tyd dat ons bietjie daaroor reguit met mekaar praat. En laat ons daaroor gesels en laat ons daaroor ook gesels. Want dis belangrik, dis eintlik hoekom ons hier is. So kom ons begin. Kom ons begin met die gedeelte en ek sien hierso sê vir my opskrif, ek moet nou eers my storie vertel. Dis nou deel van 'n preek, jy moet ons altyd iets van jouself vertel. Ek het persoonlik groot geword in 'n Christelike huis. Kerk was ons DNA, 2 keer op 'n Sondag, 3 keer met nagmaal. Ons was baie lief vir kerk. Ek is my ouers innig dankbaar en hulle sal dit op die video sien. Hulle het die grondslag vir my gegee en die fondasie gebou om 'n verhouding met die Here te hê. Dis wonderlik. Die van julle wat ouers is weet, dis baie belangrik. Maar in ons huisgesin het ons nie kersbome en geskenke gehad nie. Ek weet ook nie regtig hoekom nie. Maar dit het ons ook nie geplan nie. So ek wil net vir jou sê van waar ek vandaan kom, sodat jy seker maak van wie en wat met jou praat. Persoonlik, en ek gaan persoonlik wees voor ek enige teologie vat, het ek nie 'n probleem daarmee nie. Net nie hierso nie. Maar ek gaan vir jou mooi verduidelik wat aangaan. Maar ek het so groot geword. En eers later in my lewe toe ons kinders het dit deel van my lewe geraak. En dis interessant dat ons kinders groter geword en ek dink dis belangrik dat jy jou kinders opvoed om te weet wat's reg en verkeerd. Nou is ons op 'n plek en daar sit hulle, dis ook nie meer vir hulle baie belangrik nie. Want dis nie hulle fokus nie. En dit bring my by ons tema geskenke onder die boom en die baba in die krib. En ons gaan oor hierdie 2 goeters praat. So jy moet nou wakker bly vanmôre en jy moet nou saam met my wees. Hierdie gaan amper meer 'n lesing wees. En toe ek met na hierdie situasie gekyk het, toe sien ek mense kom na my toe met 'n spesifieke skrifgedeelte in Jeremia en sê vir my, dis alles verkeerd. Klaar, jy vier nie Kersfees nie. En dan gebruik hulle 'n spesifieke gedeelte. So, kom ons kyk wat sê die woord van die Here en ek wil hê jy moet saam met my oopmaak as jy jou Bybel het. Hiervoor is Bybels vir die wat wil kom haal. Jeremia 10, dis in die Ou Testament. Hy sal op die bord ook wees, maar dis Jeremia 10. Een van die profete. Jeremia 10 vanaf vers 2 af. Want God praat hierso met Israel, want Israel is alweer besig met afgode. So dis die konteks waarin dit is en ek wil hê jy moet saam met my lees. Jeremia 10 vanaf vers 2 tot 4. Hoor die woorde wat die Here oor julle uitgespreek het, huis van Israel. So sê die Here, moenie die gebruike van die nasies aanleer nie. Vir tekens aan die hemelry moet julle nie bevrees wees nie, omdat die nasies nie daarvoor bevrees is nie. Ja, die gebruike van die volke, dit is nietig, want hulle kap 'n boom in die bos af. Die handewerk van die ambagsman met 'n byl. Met silwer en goud versier hulle dit. Met spykers en hamers maak hulle 'n stewig, sodat dit nie wankel nie. Die beelde is soos 'n palmboom wat pleitwerk werk. Hulle kan nie praat nie. Hulle moet gedurig gedra word, want hulle kan nie 'n voet versit nie. Moenie vir hulle bang wees nie, want hulle kan nie skade aanrig nie. En om goed te doen bestaan ook nie by hulle nie. Jy sien, daar het jy dit. Daar staan dit. 'n Kersboom is 'n verkeerde ding. Kersfees is verkeerd. Jy vier dit nie. Dit is hoe mense dit interpreteer. Kom ons kyk wat sê die skrif. Ons kan nie die baba met die badwater uitgooi nie. Ons moet mooi gaan kyk wat sê die woord van die Here. Hierdie skrif wat ons hierso het hoegenaamd niks met Kersfees te doen nie. Absoluut niks nie. Hierdie is 'n hele rukkie voor die tyd. Maar kom ons kyk, ons moet na die woord van die Here gaan kyk. Daar's geen verband tussen die twee nie, maar daar's baie redenasies. En dit maak dat mense wat kinders van God is onseker is, en ek is seker daar's van julle wat ook onseker is, wat is reg en wat is verkeerd. En ek weet, daar's vir my gesê, jy steek jou kop uit, jy soek vir moeilikheid wat jy doen. Ek praat wat in die woord van God staan, nie wat ander mense sê nie. Die beste manier om die woord van die Here te verstaan, is sodat skrif moet skrif interpreteer. As jy nie seker is van iets in die Bybel nie, dan gaan soek jy iets anders binne in dieselfde Bybel om vir jou antwoorde te gee. Jy Google nie.
Ja. Want Google gaan vir jou lang stories vertel. En as jy vat wat ons vanmôre oor gesels, ek weet ek's baie informeel vanoggend. As jy vat waaroor ons vanmôre gaan gesels, het jy 'n probleem want jy gaan twee wye redenasies kry. En weet jy wat, daar's ouens wat nog steeds glo die aarde is plat. Hulle bestaan ook. Met ander woorde, jy gaan iets van alles kry. Maar waaroor hierdie teks gaan en wat mense by vashak is die woord boom. Ons gaan mooi kyk, wat beteken die woord boom in hierdie teks. Jy gaan moet vashou vanoggend, ek is nog op pad in daai gedeelte van die gebou. Die woord boom wat in hierdie teks gebruik word, die Hebreëse woord, as ek hom reg gaan uitspreek, is eites. A-T-E-S. Dis die Hebreëse woord wat daar staan. As jy hom gaan lees in Hebreëus, is dit wat daar staan. So wat beteken hierdie woord? Wel, hierdie woord is 329 keer in die Ou Testament. Jy kan hom maar gaan tel, jy sal hom soveel keer kry. En wat interessant is, as jy gaan kyk waar hy oral gebruik is, dan word hy vir 4 goeders gebruik. Boom, hout, plank en paal. Waarom moet dit gaan oor die konteks? Ons kan nie die skrif, ons kan nie die woord van die Here vat en 'n sinnetjie, ek sê nou vir iemand, ek kan vir jou bewys die Here bestaan nie. Maar regtig, dit staan in die Bybel. Daar is geen God, komma, so groot soos u. Ek kan 'n stukkie hierdie Bybel gaan uithaal en vir jou maak net wat ek wil. Jy kan nie. In konteks, dit gaan oor die hele gedeelte. So kom ons gaan aan, ons haak nog steeds vas by hierdie woord. En ek wil na hierdie woord gaan kyk en ek wil vir jou 'n bietjie gaan wys, net op 3 plekke waar staan hierdie selfde woord. Die eerste ene is Genesis 6 vers 14. Die Here kom by Noag en hy sê vir Noag, maak vir jou, is baie mooi, gaan kyk mooi na die skrif, nie maak vir my nie, maak vir jou 'n ark van goferhout. Selfde woord. Goferhout, etes, selfde woord wat daar staan. Ester 7 vers 10, baie mooi ene daar, ek wil hom graag vir jou voorlees. Daar die paal, etes, staan by Haman se huis, 50 el hoog. Die koning het gesê, hang hom daaraan op. Hulle het Haman toe gehang aan die paal wat hy vir Mordegai voorberei het. In daardie skrifgedeelte word dieselfde woord gebruik vir 'n houtpaal. Waarmee is ek vanoggend besig? Ek is vanoggend besig want ek hou daarvan om mense te onderrig dat jy hierdie skrif kan vat en ander mense ook onderrig, want dis wat die Here sê ons moet doen. En dan wil ek met jou die mooiste teksvers van die hele lot deel om seker te maak waarvan praat ons vanoggend. So ek wil hê jy moet gaan vir my na Eksodus 25 toe. Dit is die tweede boek in die Bybel in die Ou Testament. Dis nou van voor afgeblaai agtertoe. Eksodus 25. En weer eens, dis die Afrikaanse taal wat ons gaan lees, maar ek gaan vir jou die woord daar insit. Hierdie gaan weer oor die ark. Dis nie Moses wat in daai ark is nie. Hierdie is die verbondsark. Dink baie mooi aan jou aan. Eksodus 25 vers 10 het julle hom. Hulle moet 'n ark van ates maak. Daar staan doringhout. Ek wil net graag weet, daar's ander vertalings. Watter ander tipe hout word daar gesê? Tannie? Sê weer tannie? Akasia hout. Enige ander woord? Ons het nie Engels vanoggend hierso nie. Akasia, dieselfde wat daar staan. Doringhout, akasia hout. Bottom line is, dis 'n boom. Wat 'n boom gebruik dit? Dit moet 2,5 el lank en 1,5 el breed en 1,5 el hoog wees. Jy moet dit met suiwer goud oortrek en aan die binnekant en aan die buitekant moet jy dit oortrek. Dan moet jy aan die bokant reg rondom 'n goue rand aanbring. Jy moet 4 goue ringe daarvoor giet en dit aan die 4 pote heg. 2 ringe aan die een kant en 2 aan die ander kant. Jy moet drahoute van ates maak en dit met goud oortrek. Dis baie duidelik. Hierdie verbondsark wat 'n houtkus is, word gemaak van hout. Ek weet ek vat dit nou 'n bietjie erg en ver vir jou, maar wil jy moet baie duidelik maak, dis planke. Dis nie 'n boom nie. Die Lewiete het nie bome rondgedra nie. Hulle het 'n houtkus rondgedra. Net 'n vraag, 'n bietjie verder gaan. Dit was die verbondsark wat van hout gemaak is.
Kan iemand vir my sê, wat was binne in die verbondsark? Daar was 3 goeders binne in die verbondsark. Ek kry ene daarso, daar was die kliptafels met die 10 gebooie op. Daar was 'n goue kruik met manna in. En Aaron se staf, baie interessant, jy kan gaan lees daar, Aaron se staf wat binne in daardie houtkis was, het broeisels aangehad. Daai stuk hout is vir jare der jare lewendig. Hy's nie dood nie. So ek dink is baie duidelik, ek het nou vasgehaak, 'n lang verduideliking is dat Atis is 'n boom of 'n plank of 'n stuk hout. Dis nie 'n boom nie. Ek wil teruggaan na ons skrif toe. Ek wil teruggaan na ons skrif toe, want dit beteken as jy na die skrif gaan kyk, staan daar baie duidelik, hulle het 'n boom gevat, 'n ambagsman het aan hom gewerk, want dit is 'n stuk hout. Hulle het iets van hom gemaak, hom met goud en silwer oorgetrek, en hom in die huis gesit, en hulle het 'n afgod van hom gemaak. So daardie Jeremia 10 teksvers praat glad nie van 'n kersboom nie. Ek sien julle is nog wakker en julle is nog met my. Laat ons verder gaan. Kersboom en geskenke, want dis nog steeds waar ons is. Wat maak ons daarmee? My vraag is, gaan ek dit regkry in die moderne wêreld om die idee van kommersiële Kersfees weg te kry? Nee. Daar's nie 'n manier wat ek en jy elke Kersboom, as jy daar teen is en as dit vir jou 'n probleem is, want dit gaan nie vir jou werk, elke Kersboom van die rakke gaan afkoop en hulle gaan verbrand nie. Jy gaan heeldag besig wees. So wat maak ek en jy? Daar is ook nie 'n manier dat ek en jy die sonde uit die wêreld gaan uitkry nie. Daar is nie 'n manier hoe ek en jy dinge kan wegvat nie. Die grootste, belangrikste ding is, wat kies jy? Goeders of God? Is goeders vir jou belangrik of God? Dis die groot vraag. Ek wil nog 'n voorbeeld vir jou gee. Kom ons praat 'n bietjie oor die wederkoms. Ons weet almal Here Jesus is op pad om terug te kom. Ons het nie 'n idee wat sy datum nie. Maar as mense wat al wat hulle doen in die wêreld, hulle maak somme. Hy manne met die sakrekenaars werk so hard om die datum uit te werk wanneer Jesus kom. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Ek wil jou terugvat na die nagmaal toe. Want hoor wat sê die Here Jesus, want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Jesus sê nie daar, haal jou sakrekenaar uit, werk uit wanneer ek eendag kom nie. Jesus sê, verkondig die woord totdat ek kom. Dis waaroor dit gaan. En dis wat die wêreld mis. Dis wat die wêreld mis met 'n kommersiële, totaal en al manier om dit te doen. Ek en jy fokus nie hierop nie. As dit julle familie se manier is om geskenke vir mekaar te gee, ons doen dit nog steeds, laat dit so wees. As dit vandag julle familie se ding is om saam te eet, kuier saam, geniet dit. Maar moenie van Jesus vergeet nie. En as jy kinders het, dan vra ek jou en ek bepleit dit by jou, leer hulle mooi, waaroor gaan dit, want dis 'n Christusfees. Nou het ek genoeg verduidelik, dat daardie teks nie werk oor omdat Kersfees verkeerd is nie. Maar kommersiële Kersfees is 'n groot, groot probleem. Kom ons gaan na die tweede helfte van vanoggend se boodskap. Ek hoop julle is nog met my. En die tweede helfte gaan oor die baba en ek wil jou vat na Lukas 2 toe. Die derde boek in die Nuwe Testament. Lukas 2 vanaf vers 8. Want hier is waaroor alles gaan. Ek het met mense gepraat terwyl hulle blaai, wat sê dat daar letterlik in families twis is en dat families met mekaar vir jare nie praat omdat die een persoon Kersfees vier met 'n kommersiële aanslag en die ander persoon nie. Dan vra ek jou, op wat is die fokus dan? Goeders of God? Is verhoudinge tussen mense wat gesond en heel is nie belangriker as om op kommersiële goed te fokus nie? Dit gaan oor die Here. Maar kom ons lees oor waaroor Kersfees eintlik gaan, want dit maak my opgewonde.
My verskoon, ek lees bietjie vinnig vanmôre, want ek is so opgewonde om by die punt van die saak uit te kom. So kom ons vat om Lukas 2 vanaf vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing, wat in die oop veld gebly, en snags die skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn, en die hemelike glans van die Here het rondom hulle verskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap vir die hele volk, 'n bron van groot vreugde wat sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid 'n verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle 'n teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele 'n hemelse menigte wat God loof. Ere aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Ons is in 'n industriële dorp. Julle verstaan wat 'n skofwerk, né? Van julle verstaan wat dit is om nagskof te werk. Is dit nie mooi nie? Die aankondiging van die Here Jesus word gedoen aan 'n paar manne wat besig is om nagskof te werk. Al pas hulle net skape op. Dis toe nie gedoen in 'n stadion met klanktoerusting nie. 'n Paar skaapwagters hoor van die Here Jesus. Hy's hier. Ek kry hoendervleis as ek dit sê. Hy's hier. Ek is so dankbaar ek is gebore na Jesus se geboorte en nie voor die tyd nie. Die wette sou nie vir my gewerk het nie. Ek het genade nodig. Maar dis so hy aangekondig is. Aan die manne in hulle nagskof. En wat sal hulle kry? Wie's aangekondig? 'n Babietjie? Nee. Nie 'n babietjie nie. 'n Verlosser. Dis waaroor dit gaan. Daar is 'n verlosser gebore vir die wêreld. En hier, want dis die oplossing vir alles. Wat sal julle kry om te weet daar's 'n verlosser? 'n Teken. Wat is die nagmaal? 'n Teken. Wat is die doop? 'n Teken. Maar hier staan, julle sal 'n teken ontvang. Hoe gaan jy hierdie verlosser identifiseer? Jy gaan 'n baba in 'n krib sien. Nie 'n geskenk aan 'n boom nie, 'n baba in 'n krib. Nou wil ek jy ons moet teruggaan na Jeremia toe. Ek sê jy moet wakker bly vanoggend. Kan julle vir my teruggaan na daardie Jeremia 10 teksvers toe? Ek wil ook teruggaan na hom toe. Weet, ek gaan 'n bietjie rond, maar dis 'n ander wonderlike ding. Ek wil vir jou vers 2 lees, hy's ook op die bord. So sê die Here, moenie die gebruike van die nasies aanleer nie, vir tekens aan die hemelruim moet julle nie bevrees wees nie. Hoor mooi wat sê hy in Jeremia daar. Daar's tekens wat die heidene na kyk, want hulle moet hierdie beelde maak, hulle moet hierdie afbeelding maak. En dis nie wat God wil hê nie. Hulle kyk na die hemelruim, hulle kyk na goeders. Dan gaan ons terug na ons teksvers toe oor die Here Jesus. Wat sal julle kry? Hoe sal julle die verlosser sien? Julle sal 'n kind in 'n krib sien. Dis waaroor alles gaan. Dis die belangrikste van alles vanoggend. En dis wat jy moet raak sien vanoggend. Maak nie saak hoe jy kuier, wat se plat partytjie jy saam met jou familie hou nie, dis wonderlik, wat jy ook al vandag alles doen, hoeveel jy ook al byvoorbeeld eet, is jou keuse. Maar die tyd wat jy gaan saam spandeer, gaan net oor een ding, die teken, dis Christusfees. Die teken is 'n pasgebore kind, wat in doeke toegedraai is, en in 'n krib lê. Dis waaroor alles gaan. Ek en jy het nie nodig om op kommersiële goed te fokus nie. Maar ek en jy het nie nodig. Dis vir my partykeer so hartseer. Kom ons sê dit bietjie vir mekaar. Daar is tye waar kinders van God, ek wil hulle kinders van God, om 'n braaivleisvuur vir 3 ure sal argumenteer oor hoe die Here Jesus gaan terugkom. Is ek reg? En later is hierdie die verskriklike argument. En as ek baie ook nou nog moet deel raak daarvan dat ek nie graag wil nie, maar wat gebeur is, dis hierdie argument tussen kinders van God, gaan ek en jy die koms van die Here Jesus kan beplan? Nee. Gaan ek en jy dit reg kry om die datum te bepaal of met 'n engel te praat en te sê ons wil daai datum hê? Nee. Waarom argumenteer ons dan daaroor? Waarom mors ek
van my kosbare tyd op aarde. Nee, dis nie nodig nie. Fokus op die ware teken, dis die Here Jesus Christus. Moenie vaskyk in dit wat nie God is nie. Ek weet, almal wag nou, soos 'n Verimark advertensie. Nou wat sê hy nou eintlik vanoggend? Wel, ek gaan met jou baie regheid wees hieroor. Kersbome gaan jy kry. Kersgeskenke gaan jy kry. Dit word meer en meer, dis 'n kommersiële ding op die hele planeet. Dit gaan nie weggaan nie. Ek en jy gaan dit nie gekeer kry nie. En al is dit nie miskien in jou huis nie, is dit ook nie verkeerd nie, of dit in jou huis is, dis daar. Jy gaan nie mense daarvan af weghou nie. Die belangrikste ding is, moenie jou fokus hierop sit nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Want die ware teken oor die verlosser is 'n kind in 'n krib. En as jy vanoggend kyk, wat is net bo aan die krib? 'n Kruis. Jesus het mens geword, afgekom, sodat hy aan die einde van die dag weer kan opgaan, en jy sal nie glo nie, waarin het hy gehang? 'n stuk hout. Selfde woord. Het hy aan 'n stuk hout gehang, sodat ek en jy verlos kan word. En daaroor raak ek opgewonde. Vanoggend was dit soos in, ek kan nie wag dat ons begin nie, want dis waaroor dit gaan. Moenie jou fokus verloor nie. Moenie jou fokus verloor vanaf die kind in die krib, die houtkruis, of die kommersiële Kersfees nie, want dan gaan jy dit mis. Sonde gaan daar wees, verkeerde dinge gaan daar wees. Ek en jy het nodig om op Jesus te fokus. Dis al waaroor dit gaan. Niks meer en niks minder nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons besef vanoggend dat daar soveel dinge is wat om ons woel, soveel dinge wat ons te mekaar kan maak, soveel aanslae teen ons as kinders van God. En ons sit vanoggend voor U en ons het altyd soveel vrae in hierdie tyd van die jaar. Maar ons wil U bid, Here, dat ons 'n bril sal opsit, 'n Christusbril. Die ene wat ons sal lei, die bril wat vir ons sal wys, maar wat's die waarheid? Dat ons nie in die wêreld sal vaskyk met sy kommersiële dinge nie, maar dat ons eerder sal vaskyk in die Here Jesus Christus, Immanuel, God met ons. Ons dank U, Here, dat U saam met ons is, in elke tree wat ons gee. En ons besef dat elke ding wat ons het, elke geleentheid, elke kuier saam met elke familielid, kom van U af. En daarom wil ons U vra, Here, dat ons in hierdie Christusfees U seën en U teenwoordigheid sal ervaar. Amen.